Goed, terwyl hulle uitbeweeg, so ek wil net hierdie vir julle sê, vanoggend hier rondom, ek dink het was 4:30 se kant, of wat ook al, maak die Here my wakker, en hy sê vir my, jou boodskap broer, jou boodskap. En tog Here, asseblief, ek moet nog ry vir hierdie storie, en die Here sê, gaan staan op, ek wil met jou praat oor die boodskap. So die boodskap het 'n klein bietjie verander. Die boodskap se titel het verander. Ek het gesê, hou jou lampe vol, of hou jou lamp vol, was die boodskap wat ek deurgegee het, as ek reg is. Maar die boodskap se titel het verander, nou hou jou lamp vol en saai. En voordat ek met hierdie boodskap begin, wil ek graag net laat ons saam bid, en ek wil regtig die Here vertrou om ook vanoggend deur sy gees te praat met elkeen van ons wat hier is. Vader, ons sit hierdie boodskap voor U neer. Ek glo dit is deur U gegee, Vader. En daarom kom bid ek ook nou, dat U, as ek kan afklim van hierdie verhoog af, en U die een kan wees wat sal praat, sal dit fantasties wees. Here, maar U wil hierdie wessel gebruik, en ek wil myself beskikbaar stel, maar Here, ek wil ook kom bid, dat U gees die een sal wees, wat mense sal raak sien, dat mense U gees sal hoor. En ek kom bid, Here, dat U gees nou van stoel tot stoel sal beweeg, en dat U ons sal ontmoet op die plek waar ons is. Dat U hart vir ons sal wys, ook in hierdie tyd waar ons nou is. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So die afgelope tyd het ek baie ernstig ervaar, dat tyd iets is, wat ons dink ons almal het. Ons is nogals, ons dink nogals, ons het baie daarvan, as ons praat oor tyd. En het was my verskriklik interessant, ek gaan nou nie hele preek hier oor Charlie Kirk nie, maar het is vir my baie interessant gewees, die dood van Charlie Kirk en die manier hoe hy dood is. Hy het sommer net hierdie gedagte in my so half kom highlight. En ek het besef, deur die aanval op Christene al veller gaan begin raak in hierdie tyd. En dit het my gebring om eintlik 'n klein bietjie voor 'n spieël te gaan staan. So as ek nou met julle praat vandag hier, ek het dit nou al 'n paar keer gesê hier, maar hierdie is definitief so. So gaan dit asseblief, hierdie is nie op jou noodwendig gerig nie. Jy sê ek haal jou altyd uit, maar ek doen nie. Hierdie is baie meer op my gerig op hierdie stadium in 'n sekere sin. Dis vir my, ek wil hierdie boodskap met 'n spieël wees. En meet jouself daaraan en gaan kyk waar jy staan. Ons is immers geroep om sy boodskap aan die wêreld te gee. So ek het besef dat daar baie keer twee beelde is, wat op ons lewens van toepassing is, as ek na die woord van die Here kyk. En die een is dat ons lig is, en die tweede een is dat ons saad is. Of saad het. En vandag wil ek eintlik 'n bietjie oor albei praat. So die Here sê in sy woord dat ons lampe is, wat ons lig in hierdie wêreld moet laat skyn. Ons moet nie ons lig onder 'n maatemmer wegsteek nie, maar ons moet dit op 'n staander sit, sodat ons lig wyd en ver kan val. Duisternis moet verdryf word. Nou daar staan in Matteus 5 vers 14 tot 16 die volgende: Julle is die lig vir die wêreld. 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. En hierdie het my laat dink aan die storie van die 10 maagde. En ek weet nie of julle weet nie, maar die storie van die 10 maagde is geskryf vir die kerk. Nie geskryf vir ongelowiges nie. Die maagde is gelowiges gewees. Mense wat die Here geken het, wat die storie gehoor het, wat weet van die bruidegom wat kom. So kom ons lees gou dit. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was dwaas en 5 verstandig.
Die dwaases het hulle lampe geneem, maar geen ekstra olie saamgeneem nie, en die wyse het olie in kruike saamgeneem, saam met hulle lampe. En die bruidegom het vertalm, en hulle het vaak geraak en aan die slaap geraak. En teen middernag was daar geroep, kyk, hier is die bruidegom, gaan ontmoet hom. En toe het al die jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges het egter geantwoord, nee, miskien is daar nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En terwyl hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom in die bruilofsaal ingegaan en die deur is gesluit. En later het die ander jong meisies ook gekom en gesê, Here, Here, maak vir ons oop. Maar hy het geantwoord, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Hierdie storie dui daarop dat die Here se tyd uitgeloop het. Daar gaan 'n tyd kom waar daar aan die einde van tyd kom. Daar gaan 'n tyd wees waar die Here 'n streep gaan trek. En dis die getal 10, want dit dui op 'n voltooide tyd, die volledigheid in Christus van God se orde. Dis hoekom dit 10 is. En almal het die uitnodiging ontvang. Dis die ander ding. Almal het dit ontvang. Daar was nie een wat nie die uitnodiging ontvang het nie. En die maagde dui ook daarop dat hulle self rein gehou het. So dit wil sê, hulle het hulle self eenkant gehou. Hulle het hulle self afgesonder. They were set apart. So tot op hierdie punt was al 10 dieselfde. Geen verskil. Soos ons vandag in ons wêreld het. Met alle liefde, ek kyk na almal van julle vandag hier, en ek weet julle almal hoor die woord nou, want ek bring die woord. En ons is vandag soos daardie 10 maagde, maar ek weet egter nie wie van julle ekstra olie het en wie nie. Dit weet ek nie. Ek weet nie wie van julle se lampe gaan brand, as die bruidegom kom, en wie se lamp nie gaan brand nie. Ek het nie daai vermoë nie. Ek weet nie wie van julle wys is, en wie van julle dwaas is. En ons word tyd gegee om olie by mekaar te maak, om daardie wysheid te soek. Nou wysheid is iets, nee, wat, as ek na die woord van die Here kyk, dan is wysheid nie iets wat sommer net rond lê om op te tel nie. As ek gaan kyk na Spreuke 2 vers 1 tot 5, dan staan daar, My son, if you accept my words, and store up my commands within you, turning your ear to wisdom, and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for a hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. As ek na hierdie skrif kyk en hom lees, dan is wysheid nie iets wat op die grond rond lê nie. Wat ek net kan optel soos wat ek verby hom loop nie. Dis iets wat ek intentioneel moet gaan soek. Dis iets wat ek moeite mee moet doen om te kry, want dit kom nie net van self nie. I need to search for it as for a hidden treasure. Nou dis waar die verskil kom. Dis die 5 dwaases en die 5 wyses. Wysheid kom van God en ons kan nie sy stem hoor en in 'n verhouding met hom wees sonder dat ons onsself bekeer en dat ons intentioneel na hom toe draai nie. Dwaasheid kom van om op onsself staat te maak. Ons eie insigte, ons eie dade. Selfs ons ongehoorsaamheid en doelbewuste keuses wat ons baie keer bo syne sit. En dan sê, Here, wees ons net genadig. Yes, ek kan myself baie in hierdie pleintjie insit, kan ek dit gou vir julle sê? Waar ek weet, nee, John, nee, jy moet nie die pille gaan koop nie, verstaan? En dan staan jy daar en dan kies jy die pille. En dan staan jy daar en dan doen jy iets wat jy weet jy nie moet doen nie.
En dan staan jy daar en sê, Here, u genade is so groot. Sy genade is groot, maar dit is nie goedkoop nie. Dit is nie goedkoop nie. Ons moet baie versigtig wees om dit wat ons as reg sien of in ons eie verstaan reg sien en dit vat na die Here toe en vir hom sê, Here, weet jy, u is so genadig, u sal vir my hier oor sien. Maar ek gaan sommer net aanhou daarmee. Nee. Ek wil vanoggend sonder om 2 keer daaroor te dink vir julle te sê, die Here wat ek dien en die Here wat julle dien is 'n Here wat nie met sonde wil omgaan nie. Einde van storie. En wees versigtig om 'n genade doekie oor dit te gooi, want die Here se genade is nie groot genoeg om sonde in te sluit nie. En te sê ek sal sonde okay wees met sonde nie. Hy is nie. Ons moet afgesonderde lewens lei. Ons moet lewens lei wat anders is as die wêreld. Ons lewens moet van so 'n aard wees dat ons die verskil moet kan sien. Ons moet die verskil kan sien wanneer ons in 'n vertrek instap om te weet daardie persoon en daardie persoon. Ons moet dit kan sien. As ons daai afgesonderde lewens lei, want jy weet net, die kerk vandag is vol mense wat dieselfde taal en geloof praat. Ons praat oor die taal en ons gebruik die Christianese en ons sê ons glo, maar dan staan in Jakobus 2 vers 17 tot 19, so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het geloof en ek het werke, toon jy my jou geloof sonder jou werke en ek sal jou my geloof toon uit my werke. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Wees bewus daarvan, dat om net te sê, en net te sê, is nie noodwendig, as jou lewe nie namens dit verander nie, dan het jy daai olie is nie besig om te transform nie. Jou lewe het nie genoeg olie in dan nie. Jy is besig om daai olie uit te haal uit jou eie vermoë uit. Jy is baie versigtig vir dit. Die Here gee vir ons die riglyn nie. Hoeveel van ons begin elke dag met die verwagting dat die bruidegom sal kom, net om by jou aan te sluit, Gerard? Hoeveel van ons leef met daai verwagting? Maar leef steeds volgens ons eie insig? Hoeveel van ons doen dit? Tog is sy genade ons steeds daagliks die kans om reg te maak, om te draai, om terug huis toe te gaan om John en te sê, Here, ek is jammer. Jy sien dat die gelykenis sê dat die bruidegom getalm het. Een rede vir die vertraging, glo ek, is genade. Wat mense tyd gee om te besef, hulle eie krag kan nie lig voortbring nie. Dis tyd, mense, en ek sê dit vir julle, en ek sê dit vir my, ek staan nie in preek hier vir julle nie, ek preek vir myself vanoggend. Dis tyd, dat ons lampe en ons olie reg kry, die Here is op pad terug. Jy sien, die duisternis het gekom, en hulle het aan die slaap geraak, hierdie meisies. Nou, ons kan nou hiermee identifiseer nou nogals, vandag. Die duisternis versprei oor die aarde, om vir die bruidegom te wag kan soos vertraging voel in plaas van genade. Ons kan maklik ons oë op die wêreld terug en geen doel daarin sien nie, ons kan nie sien wat is nou hier aan die gang nie, ons kan eintlik in 'n sekere sin ontnigter raak, en staan en sê, waar is hy? Waar is hy? Hy het gesê hy gaan kom, waar is hy? Hoekom is daar nie ingrype van sy kant nie? Hoe kan hy hierdie goed toelaat? Is hy net 'n toeskouer? Dis wat ons kan dink, maar wat daarvan, dat hy ons net tyd gee?
Wat daarvan dat hy genadig is om vir jou en my tyd te gee om seker te maak dat ons lampe reg is? Wat daarvan dat hy vir ons tyd gee om ons lig te laat skyn, sodat meer mense die bruidegom kan ontmoet? Nou die interessante uit hierdie skrif is dat God duisternis gebruik het om die verskil tussen die wyses en die dwaase te wys. Hy het nie die lig gebruik nie. Want jy sien, in lig het ons mos nou nie 'n lamp nodig nie. As ons daar buite rondloop, gaan ek nou nie 'n flits aansit nie. Onnodig om dit te doen. Maar in donkerte, in duisternis het ek dit nodig. In die donker kan jy nie op jou eie sig staat maak nie. Jy kan nie. Ons het nie die vermoë om lig te generate uit ons self uit nie. Jy het lig nodig. God, mense, dis regtig wat ek ervaar, die Here vir my gesê het. Hy het gesê, ek gaan moeilike tye gebruik om my mense te sif. Ek gaan moeilike tye gebruik om te kyk wie het die olie en wie het nie die olie nie. En ons as die kerk is besig om 'n tydperk in te gaan. Glo ek dat daar baie meer vervolging gaan wees. Dat daar baie meer negativiteit gaan wees. Baie meer mense wat gaan uitgesproke wees teenoor Christene. En die vraag gaan wees, gaan ek en jy opstaan? Gaan ons? Jy sien, olie verteenwoordig God se gees, wat wysheid en teenwoordigheid bring, wat ons menslike pogings nie kan doen nie. En sonder duisternis gaan ons nie regtig die verskil kan sien nie. Nou die maagde het wakker geword, omdat hulle gehoor het die bruidegom kom. Dis asof hulle vroegere wete dat die bruidegom gaan daar wees, ewe skielik weer aangewakker is. En hulle het wakker geword, en besef die bruidegom ons pad, maar nou was dit donker. En die enigste manier om te leef was, om reg te leef, was om dit te doen in die lig van 'n brandende lamp. En hulle het op daai stadium besef, my olie is te min. En hulle het uitgereik na die ander maagde en gesê, kan julle vir my, vir julle van ons, van julle olie vir ons gee? En hulle het gesê, nee, ons kan nie. En weet julle hoekom kan jy nie? Want jy kan nie die olie wat jy het, wat die Here vir jou gegee, die verhouding wat ek het met die Here, kan ek nie vir jou gee nie. Ek wil dit baie graag doen, maar kan nie. Ek het nie daai vermoë nie. Ek kan jou bekendstel aan die verkoper van die olie. Dit kan ek wel doen. Maar ek kan nie die olie wat ek het met jou deel nie. Ek kan nie dit myne vat en dit oorgooi in jou nie. Ek kan nie dit doen nie. Want daar is 'n persoonlike verhouding. Jy sien, brandende lampe van die wyse maagde het getoon dat hulle wysheid ontvang het, dat hulle self voorberei het, deur na God toe te gaan, wat vir hulle nodig, wat vir hulle gegee het, wat hulle nodig gehad het in die tyd toe dit nie donker was. Die van julle weet dat ek is 'n huweliksberader onder andere, en is my so interessant, dat paartjies by my sal kom sit, in my spreekkamer, en dan sal hulle vir my sê, maar, vra ek vir hulle nou, maar hoe gaan dit met julle? Nee, dit gaan nie goed nie. Sê ek, okay, nou, hoe lang gaan dit nou nie goed nie? Nee, dit is 'n hele paar jaar nou al. Sê ek, okay. En dan sal hulle vir my sê, as ek vir hulle vra nou, maar wat is een van die redes? Baie keer een van die redes is, ons het nie tyd nie. Ons is baie besig. Skrikkelik besig. En dan sal ek gewoonlik vir hulle sê, okay, maar het julle ooit tyd vir mekaar? Nee,
Nee, ons het nie tyd vir mekaar. Kinders, die werk, ja, lewe, is besig. So ek is interessant, ek wil net gou by julle hoor, hoe het julle dit reg gekry om in hierdie verskriklike besige tyd, wat julle het, my afsprake is 1 uur en 'n half, hoe het julle dit reg gekry om 1 uur en 'n half te kry? Ek wil net gou weet, want ek verstaan nie. En sonder vuil is hulle antwoord, daar's fout, nou. Dan sê ek verstaan dit nie. As julle 1 uur en 'n half in die goeie tye aangesit, in mekaar tyd spandeer het en moeite gemaak het in hierdie verskriklike besige tyd, dan sou julle 10 nie nou hier gesit het nie, en sou julle ook nie geld gekos het nie. Sien, die Here werk volgens tye, hy werk volgens seisoene, hy werk volgens hierdie goed. En ons, as ons in 'n verhouding met hom is, gaan hy hierdie goed vir ons begin uitwys. Hy gaan vir ons sê, spandeer hier tyd, doen hierdie, doen daai, maak so, doen hierdie nie, tel hierdie op, laat gaan daai. Dit vind in 'n verhouding met hom plaas. Dis hoe die olie in jou begin op al meer en al meer en al meer raak. Maar sien jy in die goeie tye, dan sit ons agteroor en ons sê, Here, is nie regtig nodig nie. I've got this, Lord. I've got this. Ek het nie nodig om regtig te bid nie, ek het nie nodig om enigiets te doen. Hoeveel mense as dit moeilik gaan, is onmiddellik op hulle knieë. Here, help. Maar die dag as dit goed gaan, dan is dit nie, Here, help nie. Dan is dit nie, Here, ek help sommer myself. Lig trek lig aan, diep roep na diep. Wat vir my so interessant was, toe ek hierna gekyk het, het die Here vir my hierdie prentjie gewys, van waar hierdie 5 maagde wat daar staan, in hierdie donker plek, en hulle ligte brand, hulle lampe brand, en die Here het na hulle toe gekom, want hy kon hulle sien. Hy het na hulle toe gekom, en hy het hulle saamgevat in die bruilofsaal in. Die ander kon hy nie sien nie, want hulle lampe was dood. Alles is verbind aan 'n uurglas. Mens julle met my mooi hoor, dit is verbind aan 'n uurglas en hy is besig om uit te loop. En dan gaan 'n tyd kom waar die laaste korrel val. En as daai laaste sandkorrel val, is die tyd om olie te koop verby. Die deur gaan toemaak. Dink baie keer ons is in die tyd soos Noag. Joh, hy ou het 'n boot gebou, né? Die ouens het nog nie reën geken nie, maar hy het 'n boot gebou. Vir 70 jaar lank het hy 'n boot gebou. Dink net gou-gou bietjie. Jou buurman bou 'n boot, jy het nog nooit in jou lewe reën gesien. Wat is hierdie ding wat hierdie man bou? En hy hou aan vir 70 jaar lank. Ek is seker daarvan jy gaan jou vrou sê, hierdie ou, ek weet nie so lekker nie. As ons nie die verhouding het nie. En die woord sê, dit gaan wees in die dae van Noag. Mense sal trou en mense gaan eet en uitgaan en kuier en allerlei dinge doen. En dan op 'n stadium gaan die deur toemaak. En hoor my, hoe hard jy ook al slaan in daai deur, en hoe hard jy ook al skop in daai deur, die laaste ding wat ek van my Here wil hoor is, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Want as die deur toe is en jy is aan die buitekant van daai deur, dan is dit wat jy gaan hoor. En vandag staan ek voor julle en ek pleit by julle vanoggend. Ek pleit by elkeen van julle. Moet asseblief nie hierdie kans laat verbygaan. Moenie sit en sê, môre is nog 'n dag nie. Charlie Kirk het ook vir sy vrou gesê, ek sien jou later. Jy sien, as die Here terugkom en dan gaan die vraag wees, brand jou lamp met die olie wat ek jou gegee het.
kan ek jou in die duisternis sien? Wys jou lewe dit? Dis die vraag wat ek vir myself moet vra. En dan die tweede voorbeeld is die hele een van dat ons saad moet wees. En saad moet hê. Nou, in Lukas 12 vers 24 staan daar, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit een enkele korrel. Maar as dit sterf, dan dra dit baie vrug. En dan staan er in Matteus 16 vers 24 tot 26, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ek weet nie of julle dit weet, ons dra kruis om ons nek, en ons dra, jy weet, kruis is 'n vreeslike tatoeëer het op ons, en ek weet nie wat alles, verstaan jy, want ons het die kruis storie. Verstaan, in daai tyd van Jesus was 'n kruis nie 'n ding wat jy rondom jou nek wou dra nie. Dit was 'n teken van dood, dit was 'n teken van, waar jy te regstelling. Dis is jy wat moet hou. Ek weet nie, 'n electric chair om jou nek loop, verstaan jy? Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het vind. Want wat sal het 'n mens baat, as hy die hele lewe win, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee, as 'n losprys vir sy lewe? Wat in saad opgesluit is, ek gaan nou hierso, nee, die boere asseblief, ek weet hier baie van julle, so ek gaan 10 keer in die ding verkeerd hê, maar ek gaan, as ek nie, ja, kom ons gaan maar met die storie. So, ek glo wat in saad opgesluit het, is 'n oes, is ek reg? As 'n oes in 'n saad opgesluit. Maar vir daardie oes om uit te kom, moet die saad bereid wees om te val en te sterf. Hy moet bereid wees om op te hou bestaan. So die saad kan kies om saad te bly. Ons kan kies om net een kant te gaan sit en niks te doen nie en saad te bly. Maar daar gaan nie noodwendige oes voortvloei nie. Maar as die saad sterf, dan kom die lewe wat in hom is tevoorskyn. Dan kom die boodskap wat die saad in hom dra tot vervulling. Ons moet daagliks aan onsself sterf. Ons moet daagliks voor die Here gaan staan en sê, Here, my lewe is nie die lewe wat nou op hierdie stadium, ek wil amper sê die glorie moet kry nie. Here, dis nie my lewe nie, Here, dis u lewe, wat mense moet raak sien. As daar uitgereik word na iemand toe, as daar gevat word aan iemand, Here, dan is dit u wat dit doen. My vrou Linda het nou die dag vir my 'n ding gesê, en toe sy dit vir my sê, toe dink ek, joh, Here, ek praat hier nou weer die my vrou, verstaan? Want ons kan nogals verskil, ek weet nie of julle verskil in julle huwelik nie, maar ek doen. En binne in daai verskil, kan ons baie keer nogals moeilik praat mekaar. Ons kan nogals goed sê. Wat ek vir jou wou sê, gaan ek vir jou sê. En nou die dag kyk sy my so, sy sê vir my, Kobus, woon die Here in jou? Ek sê, ja. Ergens jou vrou het vir jou vra. Ja. Sy sê, dink jy die Here woon in my? Ek sê, ja, die Here woon in jou. Sy sê, elke keer as ons met mekaar praat, dan praat ek met die Here in jou. So as jy moeilik is vir my, dan is jy eintlik moeilik vir die Here in my. So kan ek gou vir jou vra, as jy na my kyk, en jy praat met iemand, besef jy met die Here praat, en dan vraag jy vir jouself, as jy vraag, gaan ek so met die Here praat? Gaan ek rarig so met hom praat? Soos wat ek nou met my vrou gepraat het? I don't think so. So elke dag, om daai saad te laat uitkom, om daai oes te hê, is 'n offer. Dis 'n keuse om oor te gee. Om jou hand
in die hand van die saaier te sit, en te sê, Here, saai my, waar U ook al wil. Saai my waar U my nodig het, Here. En wees U die een wat die water en al die goed bring om die saad laat opkom, Vader, sodat ons 'n verskil, sodat daar 'n verskil kan kom, Here, in die plek waar U my saai. So ek en jy moet alle tye bereid wees om deur die Here gebruik te word. Maak nie saak nie, of dit 'n goeie tyd is of 'n slegte tyd is nie. Ons moet altyd bereid wees om deur hom gebruik te word. So wees baie bewus daarvan, dat as jou lig skyn, sien mense jou, en as hulle na jou kyk, is jy besig om 'n storie te vertel. Of jy nou iets sê, en of jy nou nie iets sê nie, jy sê iets. So ek wil vandag vir jou sê, jy stap dalk in jou werk in, en in die werk waar jy instap, is jy dalk die enigste Bybel, wat van jou kollegas lees. Die vraag is, wat lees hulle? Wat is hulle besig om te lees? En is die storie wat hulle besig is om te lees in jou lewe besig om 'n verskil te maak? Of is dit nie? Want al wat die Here van jou en my vra, al wat hy van my en jou vra, is om bereid te wees om gebruik te word. Is bereid te wees om, Here, hierdie olie wat binne in my is, steek dit aan die brand. Here, laat my lig skyn in 'n donker wêreld. Here, waar ek ook al kom, laat ek die saad saai. Here, ek saai die saad, en U is die een wat dit laat opkom. Vader, ek hoef nie te worry oor die oes nie, U is die een wat dit doen. Maar al wat ek moet bereid wees, is daai twee goed. Is jy bereid om gesaai te word, en is jy bereid om jou lig te laat skyn? Want ek glo dis wat ons moet doen. En dan is daar baie keer 'n situasie waar jy nie die uiteinde gaan sien van wat jy gedoen het nie. My se ouma. My se ouma het gebid vir 'n kleintjie. Het sy al ooit ontmoet? Nee. Maar was hy getrou in haar gebed? Ja. Sy het absoluut vasgehou in die Here se hand en gesê, Here, U het 'n belofte gegee, en of ek daai belofte sien, of nou of ek nie daai belofte sien nie, Here, ek weet, daai belofte sal vervul word. Wees bereid om 'n antwoord te gee vir mense, maak nie saak waar nie en hoe nie. Toe ek nog in die corporate wêreld gewerk het, het ek 'n ou gehad wat regtig nogals van die wêreld was. En hy het om een of ander rede aanhoudend met my kom praat. En op 'n stadium sê hy vir my, maar hy het 'n baie promiskue lewe gelei en dinge gedoen wat ek nie nou hier gaan bespreek nie. Die feit van die saak bly staan is, hy het na my toe gekom en dat hy vir my gesê, en is asof hy die hele tyd wou skok daardeur. En op 'n stadium het ek vir hom gesê, jy moet jou lewe omdraai, broer, jy kan nie so aangaan. En ek het begin om die boodskap met hom te deel, en hy het my so gekyk en my gesê, so sê jy vir my, ek gaan hel toe, sê jy dit vir my? Toe sê ek vir hom, ja, as jy aangaan soos jy hier aangaan, sê ek vir jou nou, jy het 'n one-way ticket, broer. Ek sê, maar kan ek gou vir jou sê, daar's 'n antwoord hiervoor. Jy kan omkeer as jy wil. Ek glo hy gaan nog steeds omkeer. Het ek het al gesien? Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. Maar ek weet daar soveel gebeure oor daai ou se lewe uit. Want ek vertrou regtig dat die Here amazing werk sal doen in sy lewe. En 'n ander storie wat ek vir julle wil vertel, en dan gaan ek net gou afsluit met 'n visie wat die Here vir my gegee het, is op 'n stadium by hierdie werk wat ek gewerk het, in Middestad Kaapstad, was die baas van die plek waar ek gewerk het,
glad nie gelowige nie. Inteendeel, hy was baie erg nie gelowig nie, baie sterk teen dit. En ek het op 'n stadium verskriklik gebid vir die ou, baie, was daar en ek het gebid en gebid, maar ek het nooit, wel so rondgeloop en, jy weet, almal gesalf en allerhande goed gedoen nie, ek het net gebid. En, nooit geweet die ou weet eintlik dat ek hierdie verhouding met die Here het nie, want ek het nie noodwendig dit die hele tyd loop en vertel nie, as ek 'n geleentheid gehad om met iemand te praat, het ek. Maar ek het vir hierdie ou baie ernstig begin bid. En op 'n stadium, toe sê ek, Here, hierdie is 'n lost case. Was jy al op daai plek, wie voel, Here, hierdie ou is 'n lost case. Here, ek hou nou op bid. Ek het nie meer nie. My geloof is nou klaar. Hierdie ou gaan net van erger na erger, en ek weet nie hoe om het te stop nie. En ek het hom letterlik gelos, ek het op 'n bid vir hom. En die Here het my daar ding geleer, kan ek gou vir julle sê, want so 2 jaar later, het ek weer begin werk, ek het so half deeltydse kontraktuele werk vir hulle gedoen en so aan. En op 'n stadium stap ek eendag by die kantoor in, en hierdie ou is soos 'n stertjie agter my aan. Ek is later aan, wat is jou storie, verstaan jy? En hy sê heeltyd agter my aan, hy wil met my praat, hy wil met my praat, hy wil met my praat, en ek sê toe, okay, laat ek hom net van my afkry, en ek gaan, nou is hy die CEO van hierdie besigheid, en ons gaan sit in hierdie kantoor wat uitkyk oor die Kaapstad, en is beautiful, en hy het hierdie massiewe, ek onthou nog, hierdie groot massiewe mahogany lesenaar. En hy sit oor kan die lesenaar, en hy sê vir my, kan ek vir jou iets sê? Ek sê, ja. Hy sê, ek wil net vir jou sê, ek het die Here leer ken. Maar jy kon vir my met 'n veer omslaan. Nee? En op daai oomblik besef ek, Here, ek is nie veronderstel om in hierdie stoel te sit nou nie. Ek weet nie wie dit is wat gebid het nie, maar dit was nie ek nie. En ek kry nou ewe skielik 'n gift, wil ek amper sê, wat daardie persoon moet kry. Hoever ook al is. En ek het onthou dat die Here op daai oomblik vir my gesê het, nee. Ek wil hê jy moet gou hê, ek wil hê jy moet hier sit, en dat jy moet sien, dat moenie ophou nie. Moet nooit ophou nie. Wat in die geestelike realm gebeur, as jy en ek bid, en intree, en regtig begin om ons saad te saai, en regtig daar is om ons lig te laat skyn, kan ek gou vir julle sê, ons het geen idee nie. En dis nie dat ek 'n prys wil hê nie. Ek wil net hê julle moet gou gehoor. Hou aan om julle lig te laat skyn. Hou aan om saad te saai. Moenie ophou daarmee nie. Maak nie saak hoe moeilik die situasie lyk nie. Maak nie saak hoe, ek wil amper sê, hoe dit lyk asof die Here nie eers deel is van die prentjie nie. Maar dan kom 'n tyd, en dan kom 'n donker tyd, en ek weet hy gaan kom, waarin dit wat ons by mekaar gemaak het, en dit wat jy by mekaar maak, en dit wat jy doen, 'n verskil gaan maak, en of jy wys gesien gaan word, of dwaas gesien gaan word. In 2017 het die Here vir my die volgende gegee, ek het dit neergeskryf in my journal, ek het eendag besig gewees met stilte tyd, en die Here het my die volgende deurgegee, en ek wil hierdie vir julle deurgee vanoggend weer eens, en ek het net gevoel, ek wil dit met julle deel. In 2017, ek lees uit my journal uit. Listen to my call, I am drawing my sheep to myself, I am gathering them, they are to be close to me. A storm is coming, a storm that will blow and shake. I am the shelter, I am your hiding place, there is no one else but me. Just as in the days of Noah, people laughed and said the rain would not come. They had heard words about rain for 70 years, and the words became just that, words. No one believed because they did not know my voice. They listened to a man, but because he was a man, they did not believe. Their hearts were hardened. The time for a storm is coming. You must fasten your belt and prepare for the storm. It will come in the form of fire and wind, and it will destroy. It will scatter.
Be prepared. I am the shepherd. I will protect you, but you must be near me and know my voice, know me. The time to fill your lamps is now. Listen carefully and be aware that I will protect my children, my sheep, but you cannot be out in the open. The storm will reach you there. Come closer, come nearer to me, draw near, listen. I am your God. Die belangrijk is dat ons die tyd vir die Here vir ons sal gebruik om nog mense hiervan te vertel. Uit te gaan. Sê, Here, ek weet nie, praat met die mense by die tol. Praat met iemand by jou werk. As iemand sit en praat met die ou wat vir jou petrol ingooi. Vra nie die vraag. Wat het jy om te verloor? 'n Bietjie van 'n ou wat vir jou sê, ek het nie lus om met jou hierdie storie te gepraat nie. Of iemand wat vir jou afjak, of iemand wat vir jou sleg sê, of iemand wat jou uitvloek, of iemand wat, kom ons vat die worst case scenario, iemand wat jou letterlik sê, as jy dit vir my gaan sê, want jy weet, ek en jy het meer met jou uit te waai nie, en ek is bereid om jouself dood te maak daarvoor. Is jy bereid om so ver te gaan? Want dis die keuse wat ons moet maak. Die Here het baie pertinent in sy woord gesê, moenie dink dat die wêreld julle gaan anders hanteer as wat hy my hanteer het nie. Hy gaan nie. So ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie ophou om ons lig te skyn nie, ons kan nie ophou om saad te saai nie. Die tyd is min. Want jy sien, ek en jy het 'n antwoord vir die ewige lewe. Sê dit. Dis is daai ouetjie wat ek vir julle van gesê het, ek by gesit het wat na my kom praat die hele tyd. En op 'n stadium sê hy, gaan jy hel toe? Toe sê ek vir hom, ja, as jy so is, en toe sê ek vir hom, en ek wil gou iets vir jou sê. Toe sê ek weet met alles in my binnekant, die dag as jy dalk nie die Here gekies het nie, en die Here het gekom, en jy staan aan die ander kant, en dis waar jy gaan staan ongelukkig, dan weet ek, kan jy nie vir my sê, ek het nie geweet nie. Dan kan ek letterlik sê, jy het geweet, jy het 'n keuse gemaak. So al wat ek vandag vir julle wil sê, en waarmee ek julle waar ek mee wil afsluit, is die volgende. Doen moeite. Gaan na die verkoper van die olie toe. Kry nog. Gaan na die saaier toe. Sê vir hom, Here, hier is ek. Saai my waar jy my wil saai. En Here, laat die oes wat in my is, opkom tot eer van die naam en tot eer van die koninkryk. Amen. Ek wil tog vandag geleentheid gee, ek weet nie hoekom ek het vanoggend toe sit ek net myself en sê, ek wil geleentheid gee. As hier mense is wat, ek gaan nou net 'n geleentheid gee, oor die algemeen. As jy kan identifiseer met dit en jy kan sê, hey broer, ek ken nie die saaier nie. Ken nie die saaier nie. Ek weet nie eintlik van wie jy praat wat olie verkoop nie. Maar dit klink of ek hierdie ou moet ken. Dan wil ek jou die geleentheid gee om dit te doen. Ek gaan jou nie expose nie. Ek gaan vra dat almal net hulle oë toe hou, en dan as jy daai persoon is, dan wil ek vir jou vra, steek jou hand op. Ek gaan nie 1, 2, 3 en allerhande goed, ek weet al die ouens en al die goed. Ek wil net sê, as jy weet, as jou stoel nou so warm raak onder jou, by the way, dis jy daai. So, kan ek net gou weer vra, as dit jy is, steek net gou jou hand op. Steek net gou jou hand op, as daar so iemand is. As daar mense is wat hier so sit en sê, Here, my olie is min. Ek het dalk nie so gereeld by u kom olie tap nie. Here, my saad wat ek het ek maar eintlik vir myself gehou, en ek moet dit eintlik uitgooi. Dan wil ek vra, steek gou jou hand op. So Vader, jy die hande gesien, u ken elkeen se hart, en ek kom bid nou, Here, dat die wat u nie ken nie,
Here, dat hulle sal draai na U toe. So ek gaan sommer vir die gemeente vra om net saam, kom ons bid net almal saam. Bid net agter my aan, Here Jesus, dankie dat U vir ons gesterf het. Dankie dat U U lewe vir ons gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Here, gee vir ons wysheid. Help ons om ons olie vol te hou. Help ons om ons lampe te laat brand. En Here, help ons om die saad te saai wat ons moet saai. Here, vanoggend kom gee ons weer ons lewens vir U. Ons kom vra, was ons skoon in U bloed. En help ons om in die regte plek te staan met U. Ons sê vir U dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie julle. Onthou net van die privaat funksie wat hier gaan wees.